Goeiemôre. Vanoggend lees ons oor uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot 15. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ja, die herfs is hierso. Die blare val af. Die winter is op pad. So werk alles op 'n siklus. U is nog steeds in beheer. Baie dankie vir u goedheid. Ek bid vir hulle wat siek is. Ons klompie name wat nou by my opkom. Maar ons elkeen het ons eie name in ons kop. Bid vir hulle wat hartseer is. Deur baie moeilike tye gaan. Wil saam met ons wees en baie dankie vir die goedheid. Amen. Ons gaan lees uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot 15 en terwyl jy daar blaai deel, sal dit gewoonlik vir ons ook op. Wil ek net vir deel sê baie dankie ook vir al jou hulp. En as jy ergens wil stream of opnames wil maak, jy kan gerus my kontak en ek sal vir jou deel se besonderhede gee. In 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte, so die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleer, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. So werd die dood dan in ons, maar die lewe in julle, maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskryf staan, ek het geglo, daarom het ek gepraat, glo ons ook en daarom praat ons. Ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ook saam met Jesus, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor hom sal stel. Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak. Tot eer van God. Lees net tot daar. Daar is 'n nuwe fliek wat ek nog nie gaan kyk het nie. En dit is Sneeuwwitjie. Ek dink dit behoort 'n goeie fliek te wees, want wat Disney deesdae doen, is hulle doen baie moeite om die ou klassieke kinderflieks oor te maak, met regte mense, en nie animasie nie. Nou, een van die flieks wat ek ruk terug gaan kyk het, was die remake van Lion King. En ek dink baie mense, baie van julle sal glimlag as julle terugdink aan die eerste Lion King. Want vir baie mense was dit 'n groot gunsteling gewees. En wie van julle het die nuwe Lion King gesien? Lion King bly een van my gunsteling flieks. En daar is baie lewenslesse wat ons in hierdie fliek kan leer. Baie van hulle is selfs van toepassing op ons huidige regering. Maar ek wil volgende net so 'n stukkie van die fliek uitlig, wat nogal vir my uitstaan, maar vir die wat dit nou nog nie gekyk het nie, gaan kyk dit gerus. Of gaan soek dit is, ek dink op Disney Plus of wat ook al. En ek wil net gou deurgaan deur die storie, dat die fliek gaan eintlik oor Simba. Simba wat as koning gebore word
Sy pa was Mufasa. Hy was die koning oor die diereryk. En dan daai openingstoneel waar Simba gedoop word, as het ware. En Mufasa was koning van Pride Rock. Nou, soos alle jong kinders, was Simba baie gelukkig, maar baie nuuskierig. En daar was dele van die koninkryk wat hy nie mag besoek het nie. Want dit was die plek waar die hyenas en die outcast en die moeilikheidmakers gewoon het. En alhoewel sy pa dit duidelik vir hom gestel het, dat hy nie soontoe mag gaan nie, kom hy tog in die moeilikheid. Maar dan help sy pa hom uit. En ons sien dat hy en sy pa het 'n baie egte verhouding gehad. Maar dan kom die villain op die toneel. Scar. En, soos mag gaan, Scar wou koning wees. En hy het geweet, as hy koning wil wees, dan moet hy van Mufasa en van Simba ontslae raak. En hy maak toe 'n verskriklike plan, en hy gaan sit vir Simba in 'n kloof, en hy jaag blou wilde beeste deur die kloof, en Mufasa kom en red vir Simba, wat in die moeilikheid is. Mufasa kom ook vry en hy klim op teen die rand, en net toe hy boos, toe maak Scar Mufasa sy poot los, en hy voeter af na onder toe, en hy is dood. En Scar sê, dit is Simba se skuld. Simba is so skuldig, of voel so skuldig, en hy is bang, en hy besluit, hy vlug, en hy kom nooit ooit weer terug, na sy familie of koninkryk toe nie. Dink amper soos Moses, nee. Hy het alles wat vir hom belangrik was, agtergelaat, om weg te kom van sy verlede. En hy begin 'n nuwe lewe, maar hy deel nie met sy nuwe vriende, Timon en Pumbaa, deel hy nie eers met wat met hom gebeur het nie. Hulle weet nie eers hy is 'n koning se kind nie. Hy is 'n gebroke dier. Nou, kom ons kyk na 2 Korintiërs 4 vers 7. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles so tref, kom dus van God af, nie van ons af nie. Jy sien, ons is maar almal kleipotte, en 'n kleipot is breekbaar. En die wêreld en omstandighede om ons het 'n manier om ons te verpletter. En dit laat krake in ons kleipotte agter. Ja, in die begin van ons lewe is ons heel kleipotte. Maar soos het ons ouer word, dan kry ons seer. Ons kry swak plekke, krake, chips, en soms breek ons. Dan moet ons weer aan mekaar vasgesit word. En nie elkeen van ons se krake en chips en stikkende plekke lyk dieselfde nie. Soms word krake veroorsaak deur kinders by die skool wat jou boelie. Of dat jy nie goed is nie. Of iemand wat niks meer met jou uit te waai wil hê nie. 'n verhouding wat skeef geloop het. Foute wat ons nie verlede gemaak het. Dinge gebeur met ons wat krake in ons lewe agterlaat.
Baie van ons wil eerder ons koppe in skaamte laat sak, weghardloop en hoop, maar niemand vind uit van die foute nie. Jy sien, ons wil die krake vir ander mense wegsteek. In plaas daarvan dat ons 'n plan maak om dit reg te maak. Steek ons eerder ons krake agter maskers weg. Want ons is so bang mense gaan ons oordeel oor dinge wat in die verlede krake in ons oorsaak het. Baie keer as ek terugdink aan die verlede, dan ons terugdink in die verlede, dan voel ons nie goed genoeg. Ons voel nie goed genoeg nie. En het voel baie keer of daar meer krake en stukkende plekke is as heel plekke. En dit beïnvloed hoe ons dink. Ons sien onsself as gekraakte kleipotte. Ons is 'n gemeente gesê het, ons voel soos 'n afvlerkvoeltjie. En dan word dit ons identiteit. Nou, terug na Simba toe. En ons sien eintlik in die helfte van die storie dat hy maar 'n gebreekte kleipot is. En sy gebreekte kleipot word naderhand sy identiteit. 'n gebroke leeu. Maar dan kom Rafiki. 'n slim maar vreemde aap op die toneel. En hy maak Simba bewus van een ding. Remember who you are. Jy kan gerus dit gaan kyk in die fliek. Waar Simba aan die dammetjie kyk. En hy sien sy pa. Jy sien, Rafiki help vir Simba om sy ware refleksie raak te sien. Hy help vir Simba om sy ware identiteit te ontdek. En dan sien sy identiteit lê by Mufasa wat in hom bly. En dan sê Rafiki, he lives in you. Jy sien, al is Mufasa nie meer lewendig nie. Al is hy nie meer op die aarde nie, leef 'n deel van hom voort in Simba. En dan, wanneer hy dan met Mufasa praat daar in die fliek, dan sê Mufasa vir hom, jy is meer werd as wat jy geword het. You are more than what you've become. En Simba probeer nog protesteer, maar dan herinner Mufasa hom aan wie hy eintlik is. Mufasa se seun. Simba is the one true king. En nou verdwyn Mufasa met die woorde. Remember who you are. Nou besef hy sy pa die waarheid gepraat. Hy het 'n gekraakte weergawe van homself geword. Hy het toegelaat dat die krake in sy lewe beheer oor hom geneem het. Hy is nie net Simba wat 'n rol in sy pa se dood gespeel het nie. Maar hy is die seun om wie Mufasa trots is. Simba is die koning van die diereryk. Toe hy besef wie hy is, verander sy lewe totaal. En sy verlede het toe nie meer so groot impak op hom nie. En hy gaan terug na sy koninkryk toe, en hy oorwin sy oom Scar, en hy neem sy ware plek as koning van Bright Rock. Ons kan so baie deur die storie leer. Baie dink ons is nie goed genoeg nie. Ons verlede het ons verwoes, ons kan nie voluit lewe nie. Baie keer as ons weg van ons foute, omdat ons bang is wat mense gaan sê. Maar God wil jou help om jou identiteit te ontdek. Vers 7 sê Paulus ons, God sê ons is 'n skat. Ons is skatte in kleipotte wat maklik breek. Die krag
Wat alles oortref, kom nie van ons af nie, maar van God af. Ja, die vers praat van 'n skat wat ons het. En hierdie skat verwys na genade, liefde, deernis en vergifnis wat ons van Jesus ontvang het. Jy sien, selfs al is ons kleipotte gebreek en ons verlede te aklig om met mense te deel, het elkeen van ons 'n skat binne ons. Jy het 'n skat binne jou. En dis nie iets wat jy ingesit het, of wat jy verdien het nie. Dis 'n skat wat Jesus vir jou gegee het. Ons skat lê in Jesus. En hierdie skat mag dit ons ten spyte van ons gebrokenheid voluit kan leef. Met die nuwe identiteit wat ons van Jesus ontvang het. Gevul met sy liefde en vergifnis. Dit is moeilik om jou verlede agter te laat. Die skat aan te gryp. Maar ons kan met die hulp van God dit doen, soos Rafiki vir Simba gehelp het. As ons in hierdie wêreld sukkel, ons om ons identiteit te vind, ons identiteit te vind in die krake wat daar in ons teenwoordig is, besef ons het God nodig. Ons het God se liefde nodig om ons heel te maak. Ons het God nodig as ons veilige rots en ons veilige vesting. Jy sien, ons identiteit lê nie in onsself nie, ons identiteit lê in God. En sy krag maak dit vir ons moontlik. En daarom is ons afhanklik van God. Maar in ons afhanklikheid van God en in ons gebrokenheid kan ons voluit lewe. Het gaan nie maklik wees nie. Die lewe gaan steeds probeer om ons kleipotte te breek. En Paulus het dit geweet. Hy het geweet dat hy sy krag en sy lewenslus by God kry. Maar hy skryf verder, hy sê, ek was oorlaat was ek verleer. Ek was vervolg, ek was op die grond neergegooi, maar dit kon my nie plat slaan nie. Jy sien, na elke ding sê hy, maar nie verdruk, maar nie te neergedruk, nie oorraad verleer nie, maar nie radeloos nie, vervolg maar nie deur God verlaat nie, maar nie vernietig nie. Paulus het baie seer gekry, maar hy het nie gaan lê nie. Want hy het geweet God se genade en God se liefde is sterker en groter as al die aanslae wat die wêreld sy rigting kan aanstuur. En die wêreld moet ons baie keer dieselfde. Het voel baie keer dinge raak te veel. Maar God is in ons lewe betrokke. En in God kan ons identiteit vind. Die liedjie wat in Lion King gesing word, He Lives in You, gaan ek vir julle op stuur en hy sê, wait, there's no mountain too great. Hear these words and have faith. He lives in you. He lives in me. He watches over everything we see. Into the waters, into the truth, in your reflection. He lives in you. God lewe in jou deur sy Heilige Gees. En daarom is ons nie gebroke kleipotte nie. Want omdat God in ons leef, haal hy die skat uit ons uit. En hy help ons om ons ware identiteit te ontdek. God is in ons. In ons weerkaatsing. In ons lag. In ons seer. Is God te beheer.